Ons bid, let's pray. Lord, we want to thank you for your mercy, your grace, your goodness, and your protection we get every day from you. Father, it's a free gift. Dankie dat dit 'n vrye geskenk is van U af, dat ons U genade, U liefde en al die goedheid kry elke dag. Here, seën hierdie diens en alles wat hierin gesê word, dat U al die lof en die eer sal ontvang. Lord, I want to thank you for every person that got together around your word with family of yours, so that we can enjoy time with you. Lord, speak to us. Holy Spirit, minister to us. Angels protect us, is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Jy weet, ek weet nie wie, nou die dag toe vra hulle vir just the other day they asked the people, everybody watches, Lance, julle is nou die jong mense, so gaan julle vra, het julle Cobra Kai gekyk? Okay. Weet jy wat's Karate Kid? Okay, dit was 'n bel die reaction van al die jong mense oor see. Toe kyk hulle die Cobra Kai en dis 'n flipping great series. Ek is mal oor hom, en dit is gebaseer op die movie Karate Kid. Toe het 99% van die kinders wat hulle vra in Amerika, en die movie was daar gemaak, het hulle nie geweet wat is Karate Kid nie. Hulle moes vir hulle die 1986 Karate Kid gaan wys om te besef waar uitkom Cobra Kai. Toe besef hulle nou, okay, hoe pas Ralph Macchio, hoe pas al die ouens in die movie in, en hoe pas hulle nou in die reeks in. En die kinders was mal oor die movie toe hulle hom nou gaan kyk, toe kom hulle agter ons eintlik 3 Karate Kids. Nou is daar al 5 of 6. Maar die belasters is nie so goed soos die oorspronklik is nie. Maar nog 'n movie wat ek aan dink, en ek het met Jolie gepraat daaroor, dis nou al about so 8 dae wat die Here met my praat oor immortality, om onsterflik te wees. En jy kan maar afsit, my skat, sit die TV af. So, om onsterflik te wees. En as ek praat, behalwe jy, Jolie, moet nou nie iets sê nie. Nou gaan ons weer terug na 1985, 86, 87, so dis 'n quiz vir julle ouer mense. It's a quiz for the older people. Watse movie het 'n bohaai opgeskop en Christene het gesê dis sonde? Hulle het daarteen beklei oor immortality, to be immortal. Watse movie kan julle dink? Daar's 'n paar, maar wat kan julle aan dink? Watse movie dink? Highlander. Daar's hy. Highlander het ons gekyk waar hy die sword fight en kap hy die ou se kop af, en as hy die ou se kop afkry, dan kry hy daai ou se kragte. Ja, daai deel is nonsens. Maar hy het altyd gesê, I am immortal. En ek sit nie die laaste 8 dae en ek dog hier oor, ja, they can only be one. En kom ek sê jou een ding, die realiteit van die saak is, wat die mens nie besef nie, sy vrees, their fear, comes out of thinking they're dying. Ons vrees kom uit die feit uit, dat ons dink ons gaan sterf. Want ons lewe nog in die vlees. We're still living in the flesh. Jy sien, daar's 2 mense wat lewe, die een wat in die vlees lewe, the one that lives fleshly, and the one that lives, had moved over and has been promoted to living in the spirit. As jy nie meer bang is om dood te gaan, wat kan jou dan bang maak? What can make you scared if you don't fear death anymore? Reality is nothing. Want as 'n ou dan voor jou staan en hy sê vir jou die woorde, ek het al so baie in my lewe gehoor, ek gaan jou doodslaan. Ek het dit al vir my kinders gesê. Ek gaan jou doodslaan. Ek maak nog een wat soos jy lyk. Maar as 'n ou dan voor jou staan en hy sê vir jou, ek gaan jou doodslaan, outomaties een van 2 goed gebeur, en dit wys vir jou waar jy is. It shows the true you. Jy sien, ons raak altyd kwaad, if somebody presses, as jy 'n blou kol het, if you've got a blue mark and you press on it, how does it feel? It's uncomfortable, it's sore. En hoe gebeur dit gewoonlik, as jy seer het, wat stamp jy altyd? Daai bloody seer. You bump that place that's already hurting. Jy het die hele liggaam, maar jy sal daai een plek stamp. Ek het 'n geneigtheid om dit te doen. Maar jy daai seer en dan druk jy hom. En as iemand gewoonlik op een van jou sere druk, dit het gebeur baie keer in die kerk. Nie met julle nie, julle het 'n great pastoor.
Maar my pastore, hulle het altyd op sere gedruk. Hulle het iets gepreek wat so bloukol gedruk het vir my. Dan voel ek, ja, jy praat met my. Ek gaan nie vir almal wysheid praat met my nie, want ons is mos nou trots. We proud. We're not going to show everybody the pastor's talking to me. Ek het eendag gelag toe vra die pastoor in die kerkdiens 'n vraag, Dok Sam, en hy vra 'n vraag oor 'n sonde wat iemand doen. En die een vrou steek 'n hand op. Hy sê nee, jy moes nie jou hand opgesteek het nie, dis is in jou en God, jy weet die hele kerk. Maar dan praat hy oor ietsie, en of iemand om jou, of 'n vriend, of 'n werksvernoot, of wie ook al, druk op 'n blou kol van jou. Hoe reageer jy? What is your reaction? Yeah. You see, the first reaction, you've got a fight or flight reaction. Veg of vlug. Jy gaan of retaliate, en gewoonlik die ou wat verskriklik retaliate, my vrou doen dit altyd, as ek druk op is blou kol van haar, dan gaan haar mond. Dit werk oortyd. Sy kry haar 3000 woorde in 5 minute. Maar verstaan een ding mooi, jy het 'n veg of vlug attitude. Jy gaan of retaliate, of dan kry jy die mense wat, dis die gevaarlikste mense op aarde, die wat stil raak. Dis die ouens wat jy wegbly van, want hy dink aan die mes en die gun en al daai. Jolanda is een van daai, sy sal onttrek. Hoekie, sy onthou jy 'n movie waar altyd hoekie vir eensaam is? Ja. Jolanda gaan hoekie vir eensaam is. Nee, ook veilig. Maar jy kry daai soort, ek maak maar net 'n grap, sy het darm nou al groot geword. Maar jy kry daai verskillende reaksies in mense as 'n blou kol gedruk word, en dit werk presies dieselfde met enigiets van jou. Wanneer iemand voor jou staan en sê ek gaan jou doodmaak, jou vrees is nie vir die persoon nie, maar vir wat hy met jou kan doen. Your fear is for what can happen to you. En baie mense is bang om dood te gaan. Is dit die van julle hier? Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. You cannot go to heaven without dying unless your name is Enoch or Elijah. Jy moet verstaan, mense, dood is deel van die lewe. Maar die probleem is, dood het 'n houvas op meeste mense want hulle vrees dit. Hulle vrees wat daar gebeur. And when it says, I'm immortal, ek het altyd gedog, dit is arrogant om dit te sê. Maar as jy die Bybel ken, en jou gees is in contact met God se gees, and your spirit is in contact with God's spirit, then you understand it's a truth. When you blow out your last breath, nobody will ever die. Niemand gaan ooit doodgaan nie. Jou liggaam gaan sterf, because that cannot go into the presence of God. Maar wat sê die Here kry jy, as jy hier waai? 'n nuwe liggaam. Een wat heilig is, one that's holy, and cleansed, and purified, and sanctified. So jy kry een wat perfek is, wat in die teenwoordigheid van God kan kom. But there's a problem. Nobody will ever die. But lots of people are going to be promoted, and lots are going to be demoted. Luister gou hier. Die Here sê die volgende woorde in Markus 16, sê hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. You're going to either be promoted or demoted. Die keuses wat jy nou maak, bepaal of jy vir ewig gaan lewe in prosperity, goodness, grace of God, of jy vir ewig gaan lewe in die hel, waar die Bybel sê, jy gaan vir altyd brand, die wurms gaan jou opvreet, jy gaan nooit doodgaan. Jy gaan jou pyn verduur. You see, the question is not, do you believe what I'm saying? The statement is, you will find out. Jy hoef dit nie te glo nie. Dis een van daai goed wat, as ek vir jou ietsie sê, moet ek dit aan jou bewys. Die mens like om bewyse te hê. When it comes to God's word, that settles it. If God said it, that settles it. As die Here dit sê, dit is so.
Ek het vir jou gesê, jy moet in die spieël kyk en jy moet al teen hierdie tyd die pad saam met wat jy saam met my stap. Al is jy 'n moeilike dag gehad, moet jy in 'n spieël kan kyk. Jy moet nou al 'n spieël kan onthou oor hoe baie ek gepreek het oor 'n spieël. Ek preek oor 'n spieël want flip het, ek kyk baie in die spieël vir myself. Ek is flippend hot. Ek is awesome. Ek het nie nodig dat Jolly vir my vertel ek is flippend aantreklik nie. Ek weet dit. Nou sal daar mense sê, jy's my is arrogant. Nee, as jy die feite het, is jy nie meer arrogant nie. As jy die feite het van, ek gaan nooit dood nie. Kyk, ek sê nie ek is die mooiste ou op aarde nie, want daar's 'n paar manne wat make-up kan doen, jong. Hulle beat my, maar hy kan nie 'n spanner vashou nie. Hy kan sy naal breek. Maar, verstaan een ding mooi, dit gaan nie oor wat ander mense, jou waarde word nie bepaal. Your value is not determined what people think of you. Your value was already determined when God gave you life. Hy het sy asem binne in jou ingeblaas en gesê, jy's my kind. Jy is 'n koning, jy is 'n prinses. Ons tree partykeer, party vrouens trou met 'n prins en dan vind sy uit later sy het 'n para gekry. Sy het nie mooi gekyk nie. Sy het nog nie gehoor hoe brul hy nie. Maar verstaan een ding mooi. You either get promoted or demoted. But you immortal. Jy kan nie doodgaan. Jy kan nie doodgaan nie. As jy jou laaste asem hier uitblaas, iemand het altyd vir my gesê, hoekom is ek nie bang nie? Ek is nie bang nie. Ek is nie bang nie. Ek lag altyd as ek hier uitklip laat in die aande of in die oggend in die donker. Dan sê Jolly vir my, wees versigtig. I'm going to God, as hulle my doodmaak, kan ek hemel toe. Ek soek partykeer moeilikheid, maar die Here wil my nog nie hê nie. Ek moet nog met hom praat daaroor. Maar weet jy wat? Verstaan een ding mooi. As ek jou kan leer dat jou vrees moet jy oorwin. Onthou net een ding, die Bybel sê in 2 Timoteus 1:7, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van liefde, krag en selfbeheersing. That means you have to control your fear. Jy moet vir vrees hê. Die Here het gesê, ek gaan julle die mag gee en autoriteit gee om op skorpioene en slange te trap. Een van jou skorpioene en slange is jou vrees. En die grootste vrees wat die mens het is om dood te gaan. Jy weet, daar's niemand wat jy kan sit. Nobody's sitting here that can tell me when you're going to die. Dan gaan my volgende aan jou wees, loop in die begrafplaas rond. Go and check the dates on those tombstones. Pasgebore babas regdeur tot oor die 100 jaar oud. Nobody knows when they're going to die, but they are going to die. The body is going to die. But at the end of the day, you as person, Trevor, you immortal, Lance, jy is onsterflik. Die vraag is net, waar gaan jy opeindig? Where are you going to spend eternity? Want die Bybel sê, wie die seun het die ewige lewe. Who has the Son, Jesus Christ, has everlasting life. He who doesn't have him will not have everlasting life with God. You will not be in the presence of God, but you will live forever in your own pain and your own choices and your own fear. Die vraag is, wat se keuses maak jy? Because immortality is yours. Onsterflikheid is joune. Maar die keuse is, waar? Where? Jy sien, as ek julle iets kan losmee vandag, I can leave you with something. If you learn not to fear death, life will be a lot easier. Want meeste mense vrees sy doodsbed. Weet jy wat doen meeste mense as hulle op die doodsbed lê? Bid vir my. Meeste mense is daai ou op die kruis langs Jesus. Die probleem wat ek ervaar met dit is, ek het te veel vriende al verloor, wat teen 140, 160, 200 en iets op hulle motorfiets dood is. Dit het so gebeur. Daai op die kruis het gehang langs Jesus, hy kon hom nog hoor en hy kon 'n gesprek voer met hom. Dink jy in daai laaste millisekonde wanneer daai bike onder jou uitkom, is daar kans? Nou. Kom ons vat 'n ander ene. Sorry Laura, kan ek
voorbeeld gebruik oor Clive? Die middag sit ek in Clive en ons werk lekker hier buite. Daai oggend ek was op 'n plak gewees, ek het 'n slaappil gedrink, ek hoor ek het daar in die slaap geraak en amper teen die wal afgeval. Maar hoor ek, hy's nie meer nie. Ek het iets gesê oor ander dinge, maar ek gaan nie dit sê nie. Maar dis 'n voorbeeld. Split sekonde. Niemand het dit verwag nie. Niemand het geweet nie. My question is, weet jy hoe jy dood gaan laat? Mia? Willie? Jolie? Weet een van julle? That's where Paul comes in. Dis waar Paulus inkom. Listen to these words of Paul. Make sure, ek het dit al 1000 keer gesê en ek gaan dit aanhou sê tot die dag wat ek doodgaan, totdat hierdie liggaam klaar is. Make sure your life is right with God every minute of the day. Maak seker jou lewe. Onthou, God het die prys klaar betaal. God paid the ultimate price for you and me. It's a shame that the world still rejects him after what he's done for them. Maar hy het die prys betaal sodat jy vir ewig kan lewe saam met hom. Lots of people today are choosing a wrong life. En luister mooi, dit kan enige oomblik gebeur soos ons nou gesê. Hoekom dink julle sê Paulus maak seker jou lewe is reg? Hy sê nie God gaan seker maak jou lewe is reg. Hy sê jy moet seker maak jou lewe is reg. You see, control of your life is in your hands. Te veel mense vandag loop rond en blameer almal vir wat in hulle lewe aangaan. Too many people walk around with this Sunny jammer en Jannie jammer attitude van my pa het dit gedoen, dis want dit is, get over it, please. Ja, jy's nou and that entitles them to react the way they are. 'n Kind kan 'n brat wees, want sy pa was te streng op hom. Maar moenie my kom nonsens praat nie, my pa was streng gewees. Ek is nie 'n brat nie. Ek het gekies om nie een te wees nie. Jy beter jou mond nou hou. But understand one thing, is waar wat Laura said, entitlement is the biggest problem the world is facing today. Everybody's entitled, that's why they can react like they want to, say what they want to, do what they want to. Totdat jy 'n snotklap kry. Weer is nie kanseltaal nie, maar dit klink so mooi. Totdat jy moeilikheid soek en jy kry 'n snotklap, dan gaan jy sê, maar hy het my geneig. Jy sê nie hoeveel keer jy hom verwouk het nie. Jy sê nie hoeveel keer jy verkeerd opgetree het nie. It's amazing hoe die mens altyd 'n storie kan vertel dat dit hom laat goed lyk. Het jy al agtergekom, mense vertel 'n storie sodat almal dink hy is die regte een. Het jy al gehoor as 'n man en 'n vrou? My vrou doen dit. As ek en sy beklei, Lance, sy gaan vertel vir almal ek is die vark in die verhaal. Sy was onskuldig, sy het niks verkeerd gedoen nie. Maar sy het die petrol kan gehad en sy het petrol gegooi terwyl sy kon. So sien, mense vertel 'n storie om hulle goed te laat klink. Ek maak net grappe, hoor. Nie huis toe gaan en sê, ja, hierdie huis, ja. Die meeste mense wat uit ons huis het, loop sê gewoon, ja, moet uitleer. Jy kuier nie daar nie. Seker Laura oor so. Ja, nee, sy hoor alles. Ja, sy hoor hoe vloek Jolanda my nou slaan, sy my. Maar hulle sit daar en doen niks nie, hulle los wat ek bloei. But understand one thing, ladies and gents, your life is yours. People must stop blaming other people for what's going on in their life. Het ons almal 'n storie? Ja. Het ons almal moeilike tye gehad? Ja, almal het dit gehad. Maar nie almal kies om 'n huis te bou in die moeilike tyd nie. Party het daai moeilike tyd gebruik om beter mense te word, om ander te help. Party kamp daar want hulle like dit. Hulle like die aandag. 'n Ou wat kamp in sy verlede, nê. Hy like aandag. 'n Ou wat in sy toekoms lewe, nê, hardloop daar vooruit en hy kyk nie eens terug nie. Hulle moet maar volg. You see, a true follower of Christ doesn't look back. What happened to one person that looked back? Ja, sy kom. Ja, die staan nog steeds daar, sy het nêrens heen gegaan nie. En ons soek haar ook nog. But understand one thing, ladies and gents, as jy los hiermee, understand one thing, you're not going to die. You're giving up your body
to be promoted or demoted. Die keuse is joune waar jy op eindig. The choice is yours. Stop blaming other people. Hou op altyd verskoning soek vir jou stupidheid. Hou op altyd verskoning soek vir jou goed wat in jou lewe verkeerd is. The easiest thing is, hoe vinnig jy by sukses uitkom, maak jy nonsens in jou lewe reg. Hou op fokus aan ander mense, maak jou nonsens reg. As jy jou nonsens reg weet, gaan jy 'n beter persoon wees om uit te gee ook. Because most people keep out what's inside. Kyk maar, dit wat daar binne wegkruip, kom uit. Sit my in 'n kar, kom ek die kar ry nie. So maklik is dit. Wat daar binne is, kom uit. And that shows the true you. Wie kan jou die beste skit in jou lewe? Die persoon die naaste aan jou. Wie maak jou gewoonlik die seerste? Almal kan dieselfde ding doen. 6 mense kan dieselfde ding doen. Maar as jou man of jou vrou of jou kind dit doen, vertel my hoe seer is dit? Jy voel betrei. Ander mense kan dit doen, ek lag dit af. Die enigste persoon wat my dag kan opneek, heeltemal, sy sit daar. En ek sal haar, partykeer wil ek haar stuur om Jesus te ontmoet. Maar, dis die enigste persoon, as Jolly, enigiemand kan vir my sê, jy's dit. Maar as sy dit vir my sê, wat doen ek dan? Dan is die fight or flight. Wat doen ek gewoonlik? Ek weet nie om te hardloop nie. Op die tennisbank kan ek flip en hardloop, maar as dit kom by konfrontasie, dis as 'n bietjie fight soek. Ek dink ek sou goed gedoen het. Ek sal goed doen eendag in die Here se army. Ek het vir die Here gesê, dag as ek so gaan, wil ek langs Michael wees. Ek wil daar voorloop in die fight. Ek wil die duiwel se horings afruk. Ek wil hom 'n helse pakslag gee. Ek wil die rook uit hom uitskop. Voordat die Here vir hom sê, gaan onder, wil ek hom pakslag. Ek wil hom torture. Huis is nie polisie. Ek wil hom torture. Ek wil daai ding pyn gee wat hy nog nooit ervaar het. Hy kan flip en bly wees, ek kry hom nie nou in die hande. But understand one thing, ladies and gents, wat is jou vooruitsigte vir jou? Fokus jy op hier, of fokus jy op eendag daar by die Here? Besef jy as jy weg is, gaan niks hier jou pla. Ek sien uit na daai dag, ek gaan nog lank hier wees, want hulle het gesê ek gaan baie lank op aarde wees om mense te irriteer. It's amazing as ek in iemand se gesig kyk en hy's geïrriteerd met my. Dis asof hy net sê, nog. As hy wip vir my, dan sê hy net eintlik my, gaan aan, nog. Ek like dit. Ek moenie eintlik nie. Weet Paulus sê, moenie dinge doen om jou broer tot 'n val te bring nie. Maar flip het, ek dink dit was my roeping. Om ouens te irriteer tot hulle regkom. Ek weet nie wat jy nie, wat is jou roeping? Wat doen jy met jou elke dag? Behalwe nou gras sny. Ek weet nie wat gaan jy in die hemel doen nie. Frans, ek weet nie, regtig. Ek is in kort asem as ek vir jou sê, ek het nie idee wat jy gaan doen. Jy like jou tuinwerk en jou tuine mooi maak en jaarde mooi maak so baie. Ek hoop die Here het vir jou hoekie daarso beteken. Ek hoop as 'n plek waar jy nog kan werk. Jy het klaar die antwoord gegee. Ja. Want dit is om goed beter te maak en alles goed te laat Daar's lyk. hy. Ons gaan al om my feesdag. Wat doen die Here? Dis Daai om alles feesmaal beter te wat maak en berei is. alles goed te doen. Ja. Ons gaan daar Dis presies dieselfde ding. Jy moet net my Dis net 'n verskillende tegniek. Ek gaan definitief nie hier speel. Nee. Ek gaan definitief tennis speel. Ek gaan definitief bike ry. Beter 'n flip en mooi trek wees daarson. Maar mense, the promises are jy en amen. Dit kan nie weggevat word nie. Dit kan nie. Ons het nou die dag gesê, hulle wou die Bybel verwoes. Dit ek het dit raai. Nee, ek sit met een op my skoot. Kom try my Bybel vat. Jy gaan gebed nodig hê. Understand one thing. How's your relationship with God? And do you understand that your body is going to die? You're going to live forever. God has prepared something new for every one of us. So as die duiwel jou hierdie week slag met negativiteit of dinge wat jou pla. Weet ek sê altyd, if the devil reminds you, breaks down your joy,
Remind him of his future. Jy hoef net vir die stupid ding te sê, jy weet jy gaan hel toe. Jy weet jy kan nie hemel toe gaan nie. Jy weet jy kan nie jou dinge regmaak nie. You can enjoy hell for the rest of your time. Ek gaan hemel toe. Ek help jou lag. Kom ons bid. Lord, we thank you for your mercy and your grace. Here, ons wil dankie sê vir die boodskap volgende. Dankie dat ons besef, die dood is nie die einde nie. Dis net 'n deur. Dis 'n deur waardeur elkeen van ons moet gaan. Here, na die ewigheid, na 'n mooi voorbereide plek vir ons, a beautiful place that you prepared for your people. Father, help us every day through your Holy Spirit to be strong, to stand against the devil and all his woes and all the stuff he wants to bring in our life. Here, help ons om elke dag sterk te staan teen hom en oorwinning te kry, want ons is nou eenmaal die verkose mense van die Here. Here, seën elkeen wat hier is. Bless those that aren't here, those that are sick. Father, be with them, strengthen them. En ons sê net dankie vir alles wat U vir ons doen en nog gaan doen in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.